herinner dat God sy krag vir ons gee, veral in ons swakheid. En terwyl ek die kers aansteek, gaan Andre ons lei in musiek, en kom ons maak dan gebruik van die geleentheid om regtig vir mekaar in 'n stil gebed aan die Here op te dra. Here, baie dankie dat hierdie kers ons herinner dat U hier is, dat U ons raak sien en dat U liefdeslig veral in ons donker en swaar kry skyn. Ons het U lief en ons is so dankbaar vir U genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons bly nou net so sit, dan sing ons saam soos die klei. Hallo, toets. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so maak ek jou beeld tot my Heer. Vorm my, Heer God, vorm my, vul my, al kry ek seer. Vorm my, Heer God, wie weet hoe U my bly, o Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is ek in die hand, o Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot die eer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so maak ek jou 'n beeld tot my eer. Vorm my, Heere God, vorm my, vul my, al kry ek seer. Vorm my, Heere God, U weet hoe U my wil hê, o Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so is ek in die hand, o Heer. Soos klei in die hand van die pottebakker, so maak U my 'n beeld tot die eer. So maak U my 'n beeld, so maak U my 'n beeld, so maak U my 'n beeld tot die eer. Kan julle my hoor? Toets 1 2 1 2 3. Hy is nou aan. Dalk net arme Stefan. Hy is aan, hy's net bietjie sag, dink ek. Een, twee, drie, een. Waar is hy? Kan julle my hoor? Moet ek maar weer met hierdie een. Hy sê vir my, moenie die mikrofoon teruggee nie, jy gaan hom dalk nog gebruik. O, ek het hom toe nie teruggegee nie. OK. Weet julle wat, dis baie stresvol as so iets gebeur. Ek hou ook van orde, maar is eintlik ook lekker as so iets gebeur, want dit herinner ons. Hierdie is mos nie 'n show nie. Hierdie is 'n ontmoeting met die Here.
So dis okay. Dis goed as sulke dinge ook gebeur. In Romeine 8 vers 38 en 39 staan daar: Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Met daardie wete, dat niks jou van God se liefde kan skei nie, groet ek jou vanoggend, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons staan, dan sing ons Here, ek wil U loof, en dan sing ons 'n gewyde lied, Gees van God wat in my woon. Ek wil U loof, U naam vereer. Ek wil U prys, U heilige luister na my lofsang, wanneer ek U loof. Luister na my lofsang, U is God en koning. Ek wil U loof, U naam vereer. Ek wil U prys, en hoog bring. Ek wil U loof, U naam vereer. Ek wil U prys, en hoog bring. Luister na my lofsang, wanneer ek U loof. Luister na my lofsang, U is God en koning. Ek wil U loof, U naam vereer. Ek wil U prys, en hoog bring. Gees van God wat in my woon, breek die nood vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Toos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God kom heilig my, breek die oord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Toos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot U eer. Dankie, julle kan sit en die kindertjies kan vorentoe kom vir die kindertyd. Dag, in Jesus se naam, voorwaarts mars. Ons is 'n weermacht wat deur die land marcheer. Jesus is ons koning en ek sal ons verkeer. Ons vyand is die duiwel en hy is nou verslaan, want ons wen hom in Jesus se naam. Ja, ons is meer as oorwinnaars in Jesus se naam. Maats, kom ons wen Suid-Afrika vir Jesus. Christus soldate, voorwaarts mars. Ons is 'n weermacht, ons mars deur ons land. Ons wapen is die sterkste, die Bybel in ons hand. Die magte en demone kan nie
dit was pragtig. Ek kan sommer hoor julle gaan Suid-Afrika wen vir die Here. Kom ons hou nou ons oog op Jesus. Kom in gelid, voorwaarts mars! Dis 'n weermag wat deur die land marcheer. Jesus is ons koning en niks sal ons hanteer. Ons vyand is die duiwel en hy is nou verslaan. Want ons weet hom in Jesus. Al die maatjies hierso, almal van daar bo af ook al hierso. Almal hier. Right. Is julle gereed om die waarheid te praat vanoggend? Nee, dis 'n lyn. So julle groot mense kan nou nie sien nie, maar hier's 'n lyn hieronder en dan is hier 'n kruis hier. Adrian, staan aan hierdie kant van die lyn. So ek gaan nou vir julle vrae vra. En as jy skuldig is aan daardie vraag, nê, dan moet jy nou, Sebastian sê altyd, Elise, gebruik kleiner woorde, die kinders verstaan nie, maar ek sal vir julle verduidelik. Dan kom julle oor na hierdie kant toe. As jy aan hierdie kant op die kruisie staan, dan kan jy nie weer terugkom nie, is dit reg? Dan is jy daar, om daar te bly. Right, wie van julle het hierdie naweek met jou boetie of jou sussie beklei? As jy met jou boetie of jou sussie beklei, dan moet jy op die kruis kom staan. Ja, Stander, go, ek weet jy het. Christy? Het jy nie? Het julle nie beklei nie? Okay. Daniel sê, hy het nie beklei nie, want hy het nie 'n boetie of 'n sussie nie. Okay. Wie van julle het met julle neefies, niggies of maatjies beklei? Okay, ons het nog ene. Jog, julle is oulik. Wie van julle het nie julle eie kamer aan die kant gemaak nie? Nou moet die derde stander oorkom. Huh? Het julle kamers aan die kant gemaak? Regtig? Ek het geweet hierdie kindermoment gaan dalk 'n flop wees, maar kom ons gaan aan. Wie van julle het die hele liewe tyd aan Jesus gedink? Die heeltyd. As jy nie aan Jesus gedink het vir 'n oomblik, dan moet jy oorgaan na die kruis toe. Och, sê gou vir hulle, wat het jy nou net gesê? As ek slaap, dan dink ek oor die kruis. Hy sê, as ek slaap, dan dink ek letterlik aan die kruis. Ja, nee julle, wie van julle het nie geluister as mamma gepraat het nie? Mamma het gepraat of papa het gepraat en toe het julle nie geluister nie. Kom, Anke Boetie roep jou. Gerderie, het jy elke keer geluister? Okay, jy's reg, sy's 'n baie soet kind, dit is so. Annika, het jy elke keer geluister as mamma en papa gepraat het? Okay, maas, paas, wat se sondes doen hierdie kinders? Daar moet 'n sonde wees, ek moet hulle op die kruis kry. Wie van julle het nie die diere kos gegee nie? Het jy jou diere kos gegee? Jy het vir Hammy kos gegee, dit is so. Wie van julle het gejok? Het jy nog nooit gejok nie? Wie van julle het, wat is stoudighede doen kinders nog? Wat gaan hulle oor die lyn kry? Daar moet iets wees, ja? Fighting about other stuff what they're not supposed to. Okay, fighting about other stuff. Wie beklei oor enige iets? Julle kan oor die lyn gaan. Okay. Ek wil julle? Shrek. Hy sê ek wil hulle graag Shrek. Ek dink ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek dink dis wat ek wil doen. Ek gee vir my hondepille. Ag, jy's oulik, sy het vir hondepille gegee. Okay. Nou, so julle staan nou op die kruisie kant, nê? Hulle staan nou aan die regte kant. Verdien hulle elkeen 'n visser? Verdien julle elkeen 'n visser? Almal moet.
Okay, hierdie kindertyd is 'n flop. Hulle was veronderstel om te gesê het, nee, hulle verdien nie 'n visser nie. In die eerste plek was hulle almal veronderstel om op die kruis te gestaan het. Ek dink ons groot mense weet. Yes, okay. So, julle almal wat aan hierdie kant staan, en dit sou eintlik almal gewees het, dink ek, verdien eintlik nie 'n visser nie, nê? Want is dit nie net soet kinders wat vissers verdien nie? Hæ? Ja, as almal aan hierdie kant gestaan het, het almal 'n visser verdien. Maar hierdie aan hierdie kant, wat so 'n bietjie beklei het, en 'n bietjie nie geluister het nie, en 'n bietjie gejok het, en 'n bietjie van Jesus vergeet het, ons kan nie vissers kry nie, nee, en ek staan hier saam met julle aan hierdie kant, maar weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan vir julle elke liewe een 'n visser gee. Jese, Janko. En weet julle wat, dit is hoe Jesus werk. Selfs al doen ons stoute goed, is hy nog steeds lief vir ons. Selfs al vergeet ek bietjie van hom, vergeet hy van ons? Nooit nie. Selfs al vergeet ek om die hond kos te gee, of al praat ek tee met mamma of pappa, is hy nog steeds my pappa, en hy is nog steeds vir ons lief. So as ek nou vir julle hierdie vissers gee, sal julle onthou, dat dit is hoe lief Jesus vir julle het. Dat al is julle stout, is julle nog steeds sy kinders, en is hy nog steeds vir julle lief. Gaan julle dit onthou? Goed. Het julle gehoor hoe sê Daniel ja? Hy het 'n baie diep en duidelike ja gesê. So terwyl ek vir hulle elkeen hulle visser gee, verdiend of onverdiend, kan julle solank aanblaai na Eksodus 34, en dit is die skriflesing vir vandag. Ons lees uit hoofstuk 34 en ons gaan lees vanaf vers 27. Kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons kan weet, selfs al staan ons op die verkeerde merkies van die lewe, selfs al is ons stout, selfs al stel ons u teleur, is u nog steeds vir ons lief. Noem u ons nog steeds u kinders. Dankie dat ons nog steeds hemel toe gaan. Selfs al is ons nie die mense wie u altyd vir ons gemaak het om te wees nie. Dankie vir die genade. En ek bid dat hierdie genade boodskap vir ons so duidelik sal word uit hierdie verhaal, uit die woord en deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lees saam met my vanaf vers 27. Die Here het vir Moses gesê, teken al hierdie gebooie op, want hierop berus my verbond met jou en Israel. Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie.
Hy het die verbondsbepalings, die 10 gebooie, op die platklippe geskryf. Toe hy van Sinaïberg afgaan met die 2 platklippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het, terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. Eers toe Moses hulle nader roep, het Aaron en al die leiers van die volk na hom toe gekom, en hy het met hulle gepraat. Daarna het al die Israeliete nader gekom, en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op Sinaïberg gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gesig met 'n doek toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gaan om met hom te praat, verwyder hy die doek tot na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig, totdat hy weer met die Here gaan praat. Ons lees tot daar vanoggend. Ek en jy beleef elke dag, elke moment, 'n klomp wonderwerke. Die grootste wonderwerk vir my is dat die planete in hulle wentelbaan bly. Elke oggend kom die son op, elke aand gaan hy onder. Die feit dat ons hier is 'n wonderwerk. Ek het sommer so 'n bietjie gelê in YouTube gister en nuusberigte gekyk oor sekere dele in Johannesburg, en ek kon net vir die Here dankie sê dat my kinders hier is, en dat hulle nie daar is in een van hierdie geboue waar daar onskuldig kinders gebore word nie. 'n Wonderwerk op 'n wonderwerk. Ons bly hier in 'n land waar ons kerk toe kan kom sonder vrees en waar ons die Here beter kan leer ken. En daar's soveel meer wonderwerke wat ons elke moment van bewus kan raak. Nou die Israeliete het ook 'n hele klomp wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe God hulle op 'n bonatuurlike wyse vanuit Egipte uitgered het. Hulle het gesien hoe hy die see oopgemaak het. Hy het in 'n vuur en wolkkolom saam met hulle gereis. Daar is soveel wonderwerke wat hulle gesien het en gehoor het en beleef het. Maar sodra Moses 'n rukkie weg was, voor hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, toe bou hulle 'n goue kalf en hulle aanbid hierdie dooie dier. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat na hulle al hierdie wonderwerke gesien het, hulle so vinnig van God af kan wegdraai? Maar dan kan ek hulle nie te veel veroordeel nie, want is dit nie maar ook my storie nie? Ek sukkel ook gedurig met ongehoorsaamheid. Ons staan ook vanoggend in hierdie blok met die kruis op. Ek is seker toe ek die vraag gevra het, miskien nie oor die huis skoonmaak nie, maar het jy die heeltyd vir God onthou? Het jy gewoon en werk tot sy eer? Is alles wat jy gedoen het vir hom gewees? Of was dit vir die eie ek? Ons het ook afgode, soos ons beroepe, die eie ek, ons selfone, ons verslawings. Ek dink nie ek hoef nog meer sonde te noem nie. Ek dink as ons eerlik is, staan ons almal klaar aan hierdie kant. Ten spyte van al die wonderwerke in ons lewens, bou ons ook 'n goue kalf. Nou toe die volk die goue kalf bou en hierdie dooie dier aanbid, toe sê God heel verstaanbaar vir hierdie volk, ek is klaar met julle. Julle kan nou maar alleen sonder my aangaan. Julle wil my in elk geval nie hier nie, meer saam met julle hê nie, so ek gaan ook nie meer saam met julle wees nie. God was woedend. Maar Moses kon dit nie aanvaar nie. Moses kon net nie aanvaar dat dit die einde was van God se reis saam met die Israeliete nie. So Moses gaan toe na God toe en hy tree in namens die volk. Hy bid vir hulle. Onthou julle in Eksodus 33, ons het al 'n paar keer daaroor gepreek, dit is net die hoofstuk net voor hierdie een. Toe sê Moses vir God, as u nie met ons saamgaan nie, dan is u nie getrou aan die beloftes nie. Hy herinner vir God, wat het God vir hulle gesê? Ek gaan dit sommer vir julle lees, vers 15 en 16 uit Eksodus 33. Hy sê vir God, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet,
as U nie saam met ons gaan nie. Dit is juist deurdat U met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke hier op aarde. En weet julle wat doen God toe? Toe luister God. God het nie vir Moses weggejaag en gesê, wat weet jy nou nie? Hy het geluister. Hy het positief gereageer op dit wat Moses gesê het, en nadat Moses met God gaan praat het, het God gesê, goed, kom ons begin weer van vooraf. Kom ek stel weer die verbond op. Kom ons begin weer om hierdie verhouding te herstel. Kom ek gaan weer saam met my volk. Nie omdat die Israeliete ewe skielik sondeloos was nie, nie omdat hulle ewe skielik opgehou het om sonde te doen of die hele goue kalf insident onklaar gemaak het nie, maar omdat Moses gaan intree het namens volk by God. Moses was die middelaar wat gesorg het dat hierdie verhouding, hierdie verbond tussen God en sy volk herstel het. En dit is dan nou dit wat ons lees saam met mekaar hier in Exodus 34. God en sy kinders is weer in 'n verhouding met mekaar. En ten spyte daarvan dat hy gesê het, ek is klaar met julle, was hy toe nie klaar met hulle gewees nie. Dit is so 'n wonderlike verhaal, dit is so mooi, dit raak regtig 'n mens se hart. Maar my vraag is, wat van my en jou? Wat van ons? Wat van ons wat op die kruisie staan vanoggend? Wat ook die verhouding tussen ons en God laat skade kry, elke dag, wat ook goue kalwe bou, elke dag. Moses is weg, hy kan nie meer vir ons intree nie. In elk geval, lees ons hier dat Moses se gesig geskyn het as hy van die berg af gekom het. Maar dit was omdat hy vir God ontmoet het. Dit was God se heerlikheid wat deur hom geskyn het. Moses was nie self God nie. Daardie lig het verdwyn. Hoe verder hy van God af was, hoe swakker het daardie lig geskyn. En hy moes weer teruggaan na God om weer daardie glans te kry. So, Moses is in elk geval nie die perfekte middelaar nie. Ons weet ook dat die Israeliete maar weer gesondig het en weer van God af weggedwaal het. Oor en oor en oor. So ek vra weer, wat van my en wat van jou? Wie is ons middelaar wat intree namens ons en die verhouding tussen God en mens herstel? En nou wil ek julle uitnooi om saam met my spreekwoordelik op die berg te klim. Sien jy vir Jesus daar staan? Sien jy sy hande en sy voete wat deurboor was aan 'n houtkruis? Sien jy in jou gedagtes hoe Jesus se bloed vloei om al jou sondes skoon te was? Sien jy hoe Jesus die prys betaal vir al die sondes wat jy nog ooit gedoen het, die waarmee jy nou worstel, en al die sonde wat jy nog gaan doen? Hoor jy God se stem wat sê, hier is Jesus, die middelaar tussen God en mens, die een wat sy lewe neerlê, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry, sodat ons in die regte verhouding met God kan staan. Soos Moses het Jesus ingetree vir 'n groep mense wat dit nie waardig was nie, maar hy het dit op 'n volmaakte manier gedoen. Hy het nie net vir ons ingetree nie, hy het die prys vir ons sonde betaal. En anders as Moses, wie se gesig vir 'n tydjie geskyn het, is Jesus se lig vir ewig. Sy lig kan selfs die diepste donker nie uitdoof nie. En daarom, omdat Jesus vir ons ingetree het, omdat Jesus ons bemiddelaar was, kry ek en jy steeds die ewige lewe. Oor dit wat Jesus vir ons gedoen het, hoef ek en jy nie bang te wees en te dink, maar nou gaan ek hel toe nie, want nie eens ons stoutste daad kan ons uit die hemel uithou nie, solank ons glo in Jesus. Jesus wat ingetree het namens ons by God. Daar is so baie teksgedeeltes wat ons herinner. Jy is God se kind. God is lief vir jou. Nie op grond van jou goeie dade nie, maar op grond van Jesus wat vir jou ingetree het en steeds doen. Romeine 8 herinner ons, Jesus pleit steeds nou vir my en vir jou. Ek beleef dat ons nie altyd hierdie geskenk vat nie. Ek beleef dat ons baie keer dink, maar ek moet iets doen om in die hemel te kom. Hoor vanoggend uit hierdie verhaal van Moses wat ingetree het namens 'n volk.
Glo vanoggend dat jy nie jouself kan red nie. Jesus het jou gered. Al wat jy hoef te doen, soos ek daai visser vir die kinders gegee het, het hulle die vissers gevat. Hulle het nie gesê, maar nee dominee, ek was te stout, ek mag nie een kry nie. Hulle het daai visser gevat, en ek is seker hulle het hom al geëet ook. Vat hierdie genade geskenk. Maak het oop, geniet dit. Ek en jy kan nie, ons hoef nie, maar ons kan nie onsself red nie. Jesus het ons gered. Hierdie volk het maar oor en oor weer sonde gedoen. Ek en jy gaan oor en oor weer sonde doen. Maar Jesus het reeds vir ons sonde aan die kruis gesterf. Jesus het betaal. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Die leiers Bybelstudiegroep weet, ek vertel gereeld van hulle, ek raak so kwaad vir onderwysers wat vir kinders sê, of vir mamas en papas, as jy nou stout is, nee, is jy nie meer Jesus se kind nie. En dan begin ons dit glo, selfs as groot mense, dan dink ons, ek was nou stout gewees, ek is nie meer Jesus se kind nie. Maar dan glo ons nie die evangelie nie. Die evangelie sê, selfs al is jy stout, is jy nog steeds my kind. Selfs al is jy stout, is ek nog steeds vir jou lief. En dis wat ons vier in die doop vandag, wanneer ons vir klein Luan doop, dan onthou ons, voor ons nog kan kies, voor ons nog kan vra, het hy ons eerste lief gehad, en niks kan ons van daardie liefde skei nie. Ons word gered, nie omdat ons goeie dade doen nie, maar omdat ons die geskenk van dit wat Jesus vir ons gedoen het, vat. Vat dit vanoggend, glo dit. Jy kan altyd op sy genade vertrou. God is ons Vader, Jesus is vir ons lief. Die Heilige Gees is as helper altyd by ons. Hierdie verbond is ewig. Die een wat Moses gemaak het, is oor en oor verbreek. Maar die een, die bemiddelaar wat Jesus was, niks kan daardie verbond breek nie. Nie omdat ons gehoorsaam is nie, maar omdat Jesus gehoorsaam was tot die dood toe. Kom ons roem in dit wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons bid saam. Almagtige God en ons hemelse Vader, Moses was 'n middelaar tussen volk en God. Maar Moses was ook maar net 'n mens. Maar U is mos God, Jesus. En dankie dat U die perfekte middelaar tussen ons en God was. Dankie dat U elke keer die verhouding herstel wanneer ons verbrou. En dankie dat ons kan rus in die liefde. Dankie dat U ons nooit verstoot nie. Dankie dat U ons nooit van U wegjaag nie. Maar dat U altyd gereed is om ons weer met oop arms terug te ontvang. Dankie dat ons grootste stout ons nie uit die hemel uit kan hou nie. Ons is jammer dat ons sonde doen. Ons wil nie verkeerd doen nie. Ons wil U tevrede stel. Ons wil U laat glimlag oor ons lewens. Maar voor ons kan keer het ons weer verkeerd gedoen. Maar ons weet, selfs al staan ons op die kruis van die lewe, is ons gered, is U lief vir ons, want U het reeds die bemiddeling tussen ons en God, totaal en al en volkome bewerkstellig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek nooi nou vir Bia, Ludwig, klein Luan en ook hulle nabye familie om hier voor te kom staan. En dit is ons grootste voorreg om dan, as hulle almal hier is, die geloofsbelijdenis en ook die doop te kan bedien. If you need a steady hand to guide you, if it seems you've somehow lost your way, if you feel there's no one you can turn to, just look to God and pray. On your knees or standing at a crossroads, late at night or in the light of day, in a crowd
indringende ondersoek gedoen. Hulle mishandel nie hulle kind nie. Hy het geval by die skool en daarom is hierdie neusie stukkend. Hallo, Jete. Vandag is dit ons grootste voorreg om getuies te wees van Ludwig wat sy geloof in die openbaar bely. Nou die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en voor God se kinders te bely wat hulle glo. En dan antwoord hulle op die beloftes van God, soos ons nou in die preek gehoor het, dat God ons onvoorwaardelik lief het. En jy reageer nou vandag op daardie onvoorwaardelike liefde. Ons gaan dit ook vier in die doop, daardie belofte van God, dat hy ons onvoorwaardelik lief het. So ek gaan nou voor Ludwig die belydenis van sy geloof doen, met die doopwater 'n kruisie op sy en Bia se handpalms trek. En dis net om hulle te herinner aan hierdie beloftes van God, en dat Ludwig vandag op daardie liefdesbelofte reageer. Om belydenis van geloof af te lê, beteken jy dat jy met jou mond bely wat jy ook met jou hart en met jou verstand glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, nie op jouself nie, maar jy vertrou hom vir jou redding en dat hy jou liefhet. Jy beloof ook om te lewe volgens sy woord, uit dankbaarheid, omdat jy gered is, nie sodat jy gered word nie. Jy beloof ook dat jy getrou sal deelneem aan eredienste en aan Christelike aktiwiteite. Jy beloof om te volhard in die gebed en om so vir God beter te leer ken. Uit dankbaarheid leef jy ook 'n lewe wat daarvan getuig. Jou woorde en jou dade verheerlik God. Die openbare belydenis van geloof beteken dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om die Here nog steeds beter te leer ken en elke dag in jou geloof te groei. So Ludwig, antwoord nou opreg op die volgende vraag. Ten eerste, glo jy dat die leer, soos in die Ou en Nuwe Testament, en glo jy dat die leer in die artikels van die Christelike geloof, dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat afwyk hiervan te verwerp. En derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet, beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van 'n geloofsgemeenskap deel te neem. En ten slotte, beloof jy dat jy sal toelaat dat jou medebroers en susters in Jesus Christus jou help om op die regte pad saam met God te bly? Wat is jou antwoord op hierdie vraag? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat jy 'n belydende lidmaat van NG Gemeente Velddrif is. Jou openbare belydenis van dit wat jy glo, het elke een van ons vanoggend in die geloof versterk en daarvoor sê ons vir jou dankie. Gemeente, julle kan vir hom 'n lekker handeklap gee om hom welkom te heet. En dan is dit ons grootste voorreg om die doop te bedien aan klein Luan. Nou God het 'n verbond met Abraham gesluit en hy het gesê dat Abraham en sy nageslag God se kinders is en dat hy altyd by hulle sal wees. So ek sing altyd vir die doopouers. Vader Abraham het baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van hulle en so ook jy. So sing saam en wees bly. En dit is wat ons doen wanneer ons die doop vier. Ons is deel van hierdie verbond wat God gemaak het. En soos ons vanoggend in die preek gehoor het, is hierdie verbond bekragtig deur Jesus Christus se bloed. Niks kan ons uit hierdie verbond uitruk nie. Hy het ons lief. Hy is ons pa en hy is altyd by ons.
So die teken van hierdie verbond was altyd die besnydenis gewees, maar volgens Kolossense 2 gebruik ons nou 'n nuwe teken, en dit is die doop. En dit is vir ons die grootste voorreg om hierdie onvoorwaardelike liefde en genade van God aan Klein Luan saam met julle te kan vier vandag. Nog 'n wonderlike waarheid wat ons onthou wanneer ons gedoop is dat God nie vir ons wag om die eerste tree na hom toe te gee nie. God sê nie, ek het jou eers lief as jy vir my lief het nie. Hy het ons eerste lief en ons vier dit, ons is bly daaroor vanoggend. Ons kinders moet wel groot word met die wete dat God hulle eerste lief gehad het. En julle twee het 'n groot rol om te speel om daardie liefde van God vir hierdie kindjie voor te hou. En daarom gaan ek nou vir julle 'n paar vrae vra wat julle sal herinner dat julle 'n bepalende rol het om hierdie liefde van God aan julle kinders voor te hou. So eerstens, Bia en Ludwig, bely julle dat Luan aan God behoort en as lidmaat van sy kerk gedoop behoort te word, al het hy ook as 'n sondaar die wêreld ingekom. Tweedens, bely julle dat die Bybel vir ons die pad met God aanwys. En derdens, beloof julle om hierdie pad met God aan Klein Luan oor te dra en te sorg dat dit in 'n gemeente aan hom oorgedra word deur julle inskakeling by die Christelike geloofsgemeenskap. Wat is julle antwoord op hierdie vraag? Hulle het altyd gesê, hulle doen, hulle sal. Die doop van Luan is die viering van God se beloftes aan hom. Ons is bly oor die beloftes wat hierdie twee doopouers nou gemaak het, maar dit vra ook iets van elke een van ons wat hier sit, en ook die familie. Ons beloof in ons harte, dat ons kinders vir Luan, maar elke kind in hierdie gemeente so sal lief hê, dat God se liefde hulle nooit sal verbaas nie. Wanneer ons vir hulle sê, Jesus het jou lief, moet hulle sê, ek weet dit, want ek voel geliefd by die kerk. Ek voel geliefd deur my mamma en my pappa, my ouma en my oupa, die tannie wat die tee skink en die oom wat die kollekte opneem. So ek nooi elkeen van julle uit om nou in jou hart ook 'n belofte te maak, dat jy God se warmte en God se liefde, God se oë, ore, sy hande en sy voete vir Luan en vir elke kind in hierdie gemeente sal wees. Jy hoef dit nie hardop te antwoord nie, maar ek wil jou regtig uitnooi om daardie verbintenis in jou hart te maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die ongelooflike mooi betekenis wat water dwars deur die Bybel het. En dankie dat ons nou vir Luan met water kan doop. Dankie dat U vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dankie dat U die middelaar tussen ons en God was. Dankie dat U opgestaan het uit die dood uit en so U dood, maar ook ons dood oorwin het. Ons sien uit na die ewige lewe oor dit wat U vir ons gedoen het. En dankie dat die doop die teken is van U liefde vir ons. Here, ons bid dat Luan vir U sal ken. Ons bid dat hy ook, soos sy pa en soos sy ma, positief sal reageer op die liefde wat U vir hom het. Ons bid dat hy U sal lief hê met sy hele hart, siel en verstand. Aan U kom toe al die lof in Jesus se naam. Amen. En dit is dan nou my voorreg om vir Luan te doop. Luan, God wil jou vader wees wat vir jou sorg en jou lief het. As Jesus Christus wil hy jou middelaar wees en as die Heilige Gees wil hy in jou woon en van jou 'n nuwe mens maak. En daarom Luan Kleinhans, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy behoort aan God en ons eien al God se beloftes vir jou toe. Gemeente, ons gaan nou die eers sing, lied 292, en in hierdie lied sing ons dit wat ons nou gevier het in die doop. Begin as de stoßen lewe ik doe, is dat ek aan Jesus Christus behoort.
gekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die siel dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, ek sal my lot van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Gemeente, kom ons staan en dan strek ons hande uit oor hierdie familie en ons bid die Here se seën oor hulle af. As ons klaar gebid het, kan julle bly staan en steeds julle hande oor hulle uitgestrek hou, want dan sing ons die Here se seën oor hulle af. Kom ons staan en dan bid ons vir hulle. Here, ons plaas vir Luan en sy ouers en hierdie familie in die veilige hande. Grafeer hulle name in die handpalms. Lei hulle, woon in hulle, werk in hulle. Wys vir hulle altyd die pad wat U wil hê dat hulle moet loop. En verseker hulle elke liewe dag van U liefde en U genade. Herinner vir hulle, wys vir hulle hoe lief U hulle het en dat niks hulle van U liefde kan skei nie. Laat hulle altyd weet dat U by hulle is en dat U hulle Vader is. Bewaar hulle in U verbond en laat hulle nooit van U vervreem raak nie. In Jesus se naam. Amen. Laat jullie zien op aldaar, ik gaan zijn Sion opbestaan. U wat beveel en dit geschiet. O Heer, U sien ons al gebied. Julle kan sit en dan vra ek eers voor ons die kollekte opneem dat Dominee Christof en Rian saam met my die gelukwensing aan die familie sal doen.
Kom ons staan, dan antwoord ons die Here op dit wat ons gehoor het met die sing van Vader, Seun, Heilige Gees. Ons staan om die seën van die Here te ontvang en dan sit ons weer vir ons uitsendlied. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woordheid, woordigheid, kom as mens op aarde, voor begrip door ons verstand, is die goedheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Die liefde van God, wat onvoorwaardelik is, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees. Amen. Ek wil kom staan hier aan die voete, ek wil kom hoor wat die vir my sê, ek wil kom oopmaak vir die Gees Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs 'n geen rykdom, wyl ander ly en onderstoot. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens wat stukkend en seer is, wat van die eeuw wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my, hier in myself so, stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, laat my nou aan met die Heilige Gees, sodat ek oral die liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur.